Groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Hallo, ek is Dotkin, Brian Adams. Ek is julle aanbieder op die program Geloof is Nou. Jy weet, die Bybel sê dat geloof nou is, so ons program word genoem. Geloof is nou, wat beteken, kom ons aktiveer dit. Laat dit nie dormant wees nie. Laat werk. Maar die wil van God, wanneer dit bekend gemaak word, dit is waar geloof eintlik begin aktiveer. So met ander woorde, om 'n ou generaal, faith aan te haal. Bosworth, geloof begin waar die wil van God bekend gemaak word. En so maak ons vandag bekend, uit Hebreërs 6, ons praat oor die fundamentele leerstellige leringe van die Here Jesus Christus, nie van hierdie apostel of daardie apostel nie, maar hierdie word eintlik die fundamentele leerstellings van Christus genoem. Kom ons gaan na Hebreërs hoofstuk 6 vers 1 tot 3. Laat ons dan nie die beginsels van die leer van Christus laat vaar nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van bekering uit dooie werke, van geloof aan God, van die leer van die doop en van die oplegging van hande, en van die opstanding uit die dood en van die ewige oordeel. Dit is 6 verskillende fundamentele leringe van die leerstellings van Christus. En luister hierna. Laat ons na volmaaktheid streef, en dit sal ons doen as God dit toelaat. Dis net soos wanneer jy 'n gebou bou. Jy moet eers die fondament en die grondwerk doen. Dan moet inspekteurs uitkom. En wanneer die inspekteurs uitkom, sê hulle, goed, ons kyk daarna, ons sien dit is stewig. Ons glo nou, as jy hierop bou, gaan jou gebou nie skuif nie. Dit gaan nie kraak nie. Dit gaan 'n behoorlike fondament wees om op te bou. Wel, dit is presies wat die woord van God hier sê. Kom ons kry die fondament reg. Ons het reeds begin met bekering van dooie werke en ons het reeds gepraat oor geloof teenoor God. So nou praat ons oor die leer van doop. Nou onthou, dit sê doop, dis meervoud. Ons moet hierdie klaar kyk. My sê ek nou weer Lewi. Maar die meeste mense het nog nooit hierdie fondament gelê gehad nie. So as jou fondament nog nie gelê is nie, my vriend, probeer jy daarop bou. Miskien is dit hoekom jy aanhou struikel. Miskien is dit hoekom jy aanhou val, omdat jou fondament nog nie gelê is nie. So jy sal sien, soos ons in vers 1 lees, laat ons aangaan. Ons wil aangaan. Wil jy aangaan? Ek wil aangaan. Ons wil nie stil staan nie. Ons wil nie vassteek nie. Maar ons kan totdat die fondament en, of kom ons noem dit selfs, die elementêre leerstellings as 'n stewige fondament gelê is. Jy weet, as jy nie 'n goeie fondament lê nie, gaan alles wat jy daar opbou val. Baie keer het ek dit gesien terwyl ek as leraar gewerk het en in die kerk was, baie keer probeer mense te vinnig beweeg, voordat daar 'n fondament in 'n lewe gelê is. Jy weet, een skrif sê, moenie plek maak vir jou gawe nie, wat vir ons sê, laat jou gawe dis plek maak vir jou. Jy sien, baie mense het gawes en roepings in 'n lewe, maar die salwing sal jou neem waar jou karakter jou nie kan hou nie. Dis hoekom jy nie voor die roeping, die gawes wil uitloop nie. Jy wil toelaat dat God bou en werk. Eers die fondament, dan bou hy die karakter in jou lewe, sodat jy kan begin om die ander stene op jou te laat lê, op 'n fondament van die Here Jesus Christus. Geestelike fondamente is gelyk aan jou Bybelse kennis. En die begrip daarvan, baie mense, ek onthou, 'n skrifgedeelte kom nou by my op, dit praat daarvan, en hulle was altyd besig om te leer, maar het nooit tot die kennis gekom nie. Sommige mense is altyd besig om te leer, maar ontken die krag. Ons moet dus hierdie balans vind, maar eerstens moet ons die fondament lê. Ek wil gaan na Spreuke, hoofstuk 4, verse 5 tot 7. Kry wysheid, kry begrip, vergeet dit nie. Wat nie wyk van die woorde van my mond nie, verlaat haar nie, en sy sal jou bewaar. Ons praat van wysheid. Sy sal jou bewaar, haar lief hê en jou bewaar. Wysheid is die hoofsaak. Daarom verkry wysheid, en met alles wat jy verkry begrip. Wanneer jy geen begrip het nie, sal jy verkeerde besluite neem en verkeerde leerstellings volg. Sommige nie enigiemand se leerstelling. Sommige kom in met iets nuuts, opwindends, om te sê hulle is baie charismaties. Jy dink, wow, ek hou van hierdie persoon. En dan begin jy sommer net glo wat hulle sê. Moenie toelaat dat jy deur charismatiese mense en mense wat net vriendelik en opwindend is, gelei word nie.
Maak seker jy gaan self in die Bybel, die woord van God in, en jy doen jou navorsing en jy bestudeer dit en kyk wat mense leer. Maak seker wat hulle sê is in die woord van God. Om nie die woord van God te ken nie, kan veroorsaak dat ons verkeerde morele besluite neem, verkeerde sakebesluite, etiese besluite, geestelike besluite. En weet jy, as jy vandag 'n fundamentele leerstellingstoets gegee word, kan jy dit slaag. Elkeen van daardie dinge, kyk, kom ons luister hulle. Bekering van dooie werke, geloof in God, leer van doop, handoplegging, ewige oordeel, opstanding uit die dood. Jy weet, sou jy skrifgedeeltes kon wys, hulle net uit jou kop aanhaal. Die meeste mense sou nie. Ons moet hierdie fundamentale leringe in ons hart kry. Kom ons gesels vandag oor die leerstelling van die doop. Die definisie van doop beteken om te was, om te doop, om ten volle deur iemand in iets ondergedompel te word. Het jy dit raak gesien? Iemand in iets betrokke. Om te duik en te stamp, dan moet 'n doper wees en dan moet daar iets wees waarin jy gedoop word. Efesiërs hoofstuk 4, 5, 6. 4, verskoon my, hoofstuk 4 vers 5 en 6. Toe ek dit lees, van sommige van julle dink reeds, wag 'n bietjie, wat bedoel jy met die leerstelling van doop meervoud? Die Bybel sê daar's een kruk. Baie dankie. Ons gaan dit nou dadelik behandel. Een Here, een geloof, een doop. Dit word gevind in Efesiërs hoofstuk 4 vers 5 tot 6. Een God en een Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hier staan daar een doop, maar in Hebreërs 6, hoofstuk 6, vers 1, staan daar meervoudsleer van dope. Daar is geen konflik of fout hier nie, en ek gaan dit verduidelik. Hierdie eerste een hier, dit sê, die eerste doop word gedoen deur die Heilige Gees, en dit word gedoen in die liggaam van Christus. Dis waaroor hulle praat. Een doop in die liggaam van Christus. So wanneer jy gered word, weet jy dit waarskynlik nie eers nie. Jy word gedoop in die liggaam van Christus, word aangebied in, weggeneem uit die gees van die wêreld, in die gees van aanneming, waardeur ons roep, Abba, Vader. Die tweede doop word deur Jesus gedoen, en dit word gedoen in die krag van die Heilige Gees. Kom ons lees dit. Daardie skrif word in Handelinge hoofstuk 1 vers 8 gevind. Maar julle sal krag ontvang daarna. Die Heilige Gees het oor julle gekom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Die derde doop is 'n doop van gehoorsaamheid in water. Dit is ook simbolies van om in die dood neergelê te word, soos Christus se dood. Hy is in die dood neergelê. Dit is simbolies daarvan om saam met Christus in die dood neergelê te word. En wanneer hy jou weer uit die water opbring, is dit simbolies en profeties van om saam met Christus op te staan, saam met Christus te sterf en saam met Christus op te staan. Die eerste doop word deur die Heilige Gees uitgevoer op die oomblik van bekering. Wanneer jy gered word, word jy in die liggaam ingedoop. Dit gebeur die oomblik wat jy jou bekeer en die oomblik wat jy hom aanvaar. Hy is die Here Jesus Christus. Dit is 'n doop in die liggaam van Christus. In Korintiërs hoofstuk 12 vers 13. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of heidene is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdrong. Die Heilige Gees het jou geneem sonder jou fisiese deelname. Ek het gewoon, dis wat ek vroeër gesê het, die Heilige Gees, toe jy jou bekeer het en jy Christus aangeneem het, het jou geneem en jou in die liggaam gedoop. En dit is waaroor Paulus in Efesiërs 4 en vers 5 praat. Een Here, een geloof, een doop. Want sien, ons moet seker maak dat ons die fundamentele lering inkry, dat daar nie een kerk is. Daar's net een, want ek weet jy ry af in die pad en jy sien die eerste kerk van die tweede kerk van daardie, die eerste kerk van daardie. Daar is nie 'n swart kerk, daar's nie 'n wit kerk nie. Daar is, jy weet, ons mag dalk daardie kliksie op aarde hê, maar in die liggaam van Christus, in die hemelse hemele, wanneer ons almal, jy weet wat wedergebore is, wanneer ons hemel toe gaan, gaan daar nie aparte kerke opgerig word volgens ons velkleur, volgens ons taal en al hierdie nie. Ons sal sien dat daar een hoof is
En dit is die Here Jesus Christus. Hy is die hoof van die kerk en daar's een liggaam. So, uithou van die boek Handelinge, waar dit sê, uit een bloed het God die hele mensdom geskape. So, maak nie saak wat jou velkleur is nie, maak nie saak wat jou taal is nie, maak nie saak wie jy is nie, opvoedkundig, finansiëel, sê jy, wie dink jy is jy? Dankie dat jy gevra het. Ek gaan jou sê, ek is die broer waarvan jou ma jou nooit vertel het nie, reg? Ons is familie. Deur die gestorte bloed van Jesus Christus, uit een bloed het God die hele mensdom geskape, en dit is die bloed van die tweede Adam. Hy het daarin bloed gestort, het hy gesê. Ek het gekom om vir julle lewe te gee, en om vir julle lewe in oorvloed te gee. Die Bybel sê in Levitikus, dat die lewe in die bloed is. So wanneer hy sê, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Ek glo dit, is wat die Here sê. Jou probleem was dat jy besoedelde bloed gehad het, want jy is gebore na die saad van die eerste Adam, en as gevolg van hulle oorspronklike sonde, waar hulle geval het, die hele mensdom, sê die Bybel, deur een mens het die dood ingekom, nou is dit op alle mense geplaas, almal van julle. Daarom sterf ons. Ons groei, ons word gebore, ons groei, dan sterf ons. So deur een man, sy bloed is besoedel, word ons gebore kort van die heerlikheid van God. En nou is dit hoekom ons moet reus. Weergebore? Jy moet aandag gee. Om net kerk toe te gaan jy nie gered kry nie. Om in 'n Christelike gesin groot te word, beteken nie dat jy 'n Christen is nie. Jy weet, sommige mense dink, wel, ek is nie van hierdie geloof of daardie geloof nie, so ek moet 'n Christen wees. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy kan slegs 'n Christen word wanneer jy Christus gelykvormig word, en daar is geen werke wat jy kan doen om Christus gelykvormig te word nie. Jy moet bonatuurlik weergebore word. Die bloed van Jesus moet op jou rekening toegepas word. Hy het jou plaasvervanger geword, vir jou gesterf. Jy moet hom nou ontvang. Jy moet glo dat daar geen ander weg tot verlossing is nie. Dat Jesus die Seun van God is. My een Here, een geloof, een doop. Die tweede doop word deur Jesus gedenk. Die doop in die krag van die Gees. Kom ons lees Matteus hoofstuk 3, vers 11 en vers 12. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is magtiger as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, en sy waaier is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy verbrand met sy onuitblusbare vuur. Wel, dit klink vir my na 'n soort heiligmaking. Dit klink soos 'n bietjie suiwer en heilig word. Hy gaan die slegte goed verbrand, sodat die goeie goed dan oorbly. Nou kom ons na 'n ander skrifgedeelte gaan. Handelinge hoofstuk 1 vers 5. Ek gaan na hierdie skrifte, omdat ek nie net my mening wil gee nie. Ek wil hê jy moet jou die woord gee. Volg jy saam en sien dat wat ek sê in die woord is. Handelinge hoofstuk 1 vers 5. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Dit, my vriende, het met Pinkster gebeur. Dis nie 'n vereiste vir verlossing nie. Laat ek dit duidelik maak. Waterdoop is nie 'n vereiste vir redding nie. Jy hoef nie in tale te spreek om gered te word nie. Jy moet in Christus wees om gered te word. Dis die eerste doop, om in die liggaam gedoop te word. Nou die tweede en derde doop is nie noodsaaklik vir verlossing nie. Dit is egter afsonderlike redes waarom ons dit moet doen. As jy geestelike krag wil hê, dan moet jy die tweede een hê, om in die Heilige Gees te doop. Maar kyk, die Bybel sê, diegene wat gered en gedoop word, sal gered word. Ons doen, dis 'n stap van gehoorsaamheid. Ons moet met water gedoop word. Maar luister hierna, water kan jou nie red nie. As die waterdoop was hoe jy gered is, dan sou Christus nie hoef te sterf en vir ons sondes betaal het nie. Dis die eerste stap van gehoorsaamheid wat volg. Maar ons kan op baie plekke in die Bybel sien, waar Paulus op pad na Damaskus daardie ontmoeting met God gehad het. Hy's blind geslaan, van sy donkie afgegooi. 'n Helder lig het gekom en geskyn. Toe is hy in iemand se huis gesit. Ananias het gegaan, sy hande op hom gelê en vir hom gebid. En die skille het van sy oë afgeval. Hy was vervul met die Heilige Gees. En toe het hy gegaan en is hy met water gedoop. Sien jy kan dit nie stel soos stap 1, stap 2, stap 3 nie. God sal dit doen soos God dit wil doen. En hy het geen denominasie nodig om te sê dit moet so gedoen word nie.
Nou sommige mense, hulle aanvaar Christus, hulle word in water gedoop en dan later kry hulle die doop van die Heilige Gees. Maar sommige mense word gered en met die Heilige Gees vervul. Toe Petrus vir Cornelius en die heidene van die Italiaanse groep gepreek het, het hy gepreek. Hulle het die gawe van die Heilige Gees begin ontvang voordat hulle in water gedoop is. Hulle het dit ontvang. So om dit te ontvang, moes hulle gered gewees het, in die liggaam gedoop gewees het en gelyktydig met krag uit die hoogte toegerus gewees het. En toe sê die Jode wat daar saam met die heidene was, kan ons water van hulle afhou, beteken die waterdlip. Hulle het reeds in tale gepraat. Hulle kon dit nie gedoen het sommer om gered te word nie, en nou is hulle opgevolg met waterdoop. So Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem. Nou in die boek Handelinge sal jy sien dat almal wat gered word uiteindelik gelei word tot hierdie doop, die doop van die Heilige Gees. Handelinge 2 en vers 4, en hulle was almal vervul. Jy sien, dit sê alles, nie sommige nie een wat gesê het, ek hou hiervan nie. Die woord van God is nie 'n spyskaart as jy by 'n restaurant is nie. Ek sal hiervan neem, moenie hel toe gaan nie. Ek sal van hierdie voorspoed neem. Ek wil nie daardie tong goed hê nie. Ek wil nie daardie Heilige Gees goed hê nie. Nee, jy kan nie kies en keer nie. Verneder jouself en onderwerp jou aan die woord van God. En hulle was almal, nie sommige nie, hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees hulle gegee het om uit te spreek. Nou, ons gaan deur baie skrifgedeeltes, maar jy moet dit volgens die skrifgedeelte doen. Handelinge hoofstuk 8 vers 14 en 17. Nou, toe die apostels wat in Jerusalem was, hoor dat Samaria die woord van God ontvang het hulle iemand na hulle toe gestuur, Petrus en Johannes, wat toe hulle afkom vir hulle gebid het dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het nog op niemand van hulle geval nie. Hulle is net gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Hulle het in Jesus geglo. Hulle is in die liggaam gedoop wat 'n bonatuurlike geestelike ding is. So dan is dit Petrus en Johannes wat daarheen gegaan het, sê vers 17. Toe het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Handelinge hoofstuk 9 en vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gegaan en hom die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here Jesus het aan jou verskyn op die pad waarmee jy gekom het en hy het my gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. So jy sien, hy was vervul met die Heilige Gees. Hy het in Christus geglo, in die liggaam gedoop, toe is hy met die Heilige Gees gedoop, toe daarna het hulle hom uitgelaat en toe is hy in water gedoop. So daar's hierdie verskillende doop en verlossing moet eers kom. Die doop aan die liggaam is verpligtend om die eerste te wees. Nou tweedens sal die doop van die Heilige Gees kom. Maar die doop van die Heilige Gees en die doop van die liggaam, hulle kan gelyktydig op dieselfde tyd gebeur. Nou kan jy self sê, ek glo, en word hom in water gedoop en word hom in die Heilige Gees gedoop. Ons sien Jesus, natuurlik, ons het geweet, hy het reeds geglo, hy was nie verlore nie, en hy het nie nodig gehad om wedergebore te word nie. Hy was sonder sonde, maar hy het vir sy neef gesê, haai, ek moet alle geregtigheid gehoorsaam, ek moet in water gedoop word, en toe hy opkom, het die Heilige Gees op hom neergedaal, so het hy die waterdoop ontvang en toe die doop met die Heilige Gees. So sien ons dat God dit op talle maniere kan doen. Moet asseblief nie vasgevang word in een of ander godsdienstige dogma en sê, nee, dit moet dit of dit wees nie. Moenie God in 'n boks sit nie, laat God wees. As jy in die Here Jesus glo en jy is nog nooit in water gedoop nie, moet jy dit doen. Dit is die eerste stap van gehoorsaamheid aan Christus. Gaan saam met jou pastore, gaan saam met ander gelowiges en bely Christus as jou Here en laat hulle jou dan doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Handelinge hoofstuk 10 vers 44 en 46. Toe Petrus hierdie woorde spreek, het die Heilige Gees op hulle geval en hulle het geluister. Dit is waarvan ek vroeër vir jou vertel het, toe hy vir die centurion Cornelius en die centurion se groep heidene gepreek het. Dit was die eerste keer dat die heidene gebore is en by die kerk gevoeg is. Die wat uit die besnydenis was en geglo het, was verbaas, almal wat saam met Petrus gekom het, omdat die heidene ook. Die gawe van die Heilige Gees is op hulle uitgestort, want hulle het gehoor hoe hulle in tale praat en die Here groot maak.
Wanneer die Bybel sê, glo, dit is toe dat hulle gered is, en daarom het hulle die eerste doop ontvang. Handelinge hoofstuk 19, vers 5 tot 6. Toe hulle dit hoor, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. En toe Paulus hulle die hande opgelê het die Heilige Gees oor hom gekom en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. Jy het hulle al 3 dope ontvang. Hulle het geglo, nommer 1, hulle is gedoop in die naam van Jesus en die waterdoop en Paulus het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. So daar's 'n geloof in die liggaam, daar's 'n doop in water, dan is daar doop in die Heilige Gees. Die boek Handelinge, my vriende, is 'n patroonboek wat ons sien gedoen word en hoe die Heilige Gees gewerk het en hoe hy met ander gelowiges gewerk het, is op dieselfde manier. Ek sê eintlik vir mense, as jy wil weet hoe Christus is en wat sy natuur is, kan jy die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas lees en dan die boek van Johannes lees. Kyk hoe Christus met mense omgegaan het en met sonde gehandel het en met godsdienstige mense gehandel het. En dis dieselfde manier waarop hy vandag met mense gaan handel en daarmee gaan werk. En hier is hoekom. As die koning nie verander het nie, my vriend, dan het die koninkryk nie verander nie. Die Bybel sê in dat Jesus Christus gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Amen. Die boek Handelinge is 'n patroonboek. Die eerste een moet altyd eerste wees. Dis die geloof in Christus. Dis die wedergebore. Die tweede een kan op dieselfde tyd as die eerste kom, of na die derde, of op dieselfde tyd as die derde. Ek weet jy dink, Wagiepie, wat? Jy moet glo, gedoop word in die liggaam. Gedoop word in die water en gedoop word in die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan op dieselfde tyd kom as wat jy glo, of dit kan kom wanneer jy in die water gedoop word, of daarna. Ek het al gesien hoe sommige mense gered word, dan in die water gedoop word en dan eers later die Heilige Gees ontvang. So ek het al gesien hoe mense Christus aanvaar, met die Heilige Gees vervul word en dan later die doop van water ontvang. Maar dit is nie in 'n moed ding sit nie. Laat God toe om God te wees. Doop nommer 3. Ons praat nou oor water. Daar moet 'n doper wees. En daar moet water wees. Daar moet iemand wees wat gedoop word en dan moet daar water wees. Hulle doop hulle hierin. Dit kan enige tyd na die eerste doop plaasvind. Die waterdoop kan enige tyd gebeur nadat jy glo. Maar as jy probeer om dit eers te doen en hulle het nog nie bely nie, Christus, hulle is nog nie weergebore nie, gaan dit hulle nie red nie. Die Bybel sê jy moet in jou hart glo, met jou mond bely tot redding. Nou volg jy dit op en sê, dit is my openbare belydenis. Of dit kan selfs 'n private belydenis wees. Hulle lê jou in die water neer, simbolies van Christus se sterfte en hom weer opstaan. Die doop moet eers na verlossing plaasvind. Baie keer het jy mense oor praat oor babas, besprinkeling en dinge. Dit maak mense nie gered nie. Daai doop is nie in tel nie. Jy kan 'n baba aan die Here wy of opdra, maar dit maak hulle nie gered nie. Dit tel nie as 'n waterdoop nie. Die doopie is die begrafnis van die ou mens. Hy moet eers dood wees voordat jy hom kan begrawe, nê? Jy moet dus dood wees vir die sonde en lewend gemaak wees vir Christus. Om in Jesus se naam gedoop te word, is om in water gedoop te word en dis in Christus se dood en dan om weer op te staan in sy opstanding. Romeine 6 is toegewy aan waterdoop. Ek wil dit op neerskryf. Jy kan dit gaan lees. Waterdoop is nie noodsaaklik om gered te word nie, maar jy moet in water gedoop word om gehoorsaam te wees nadat jy Christus bely het. Dis die eerste opdrag na geloof. As hierdie stap oorgeslaan word, begin jy jou gelowige lewe, jou Christenlewe, in 'n stap van ongehoorsaamheid deur dit nie te doen nie. Om gedoop te word is deel van die fondament. As jy nie gehoorsaam nie, is jou fondament gebrekkig. En die eerste kerkwaterdoop is nie as noodsaaklik vir verlossing beskou nie. Soos noodsaaklik was vir disippelskap. Dis die begin van dissipline wat deel is van disippelskap. Handelinge hoofstuk 8 vers 12 tot 13. En toe hulle Filippus geglo het wat die dinge aangaande die koninkryk in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Toe het Simon self ook geglo toe hy gedoop is. Hy het by Filippus aangehou en was verwonderd oor die wonderwerke en tekens wat gedoen is. Handelinge hoofstuk 8 vers 36 tot 38. En hulle het verder gegaan. Hulle het in 'n sekere water gepomp. En die hofdienaar sê, kyk, hier is water. Wat verhinder my om gedoop te word?
En Filippus sê, as jy met die hele hart glo, kyk, daar was 'n voorwaarde vir ons, dan mag jy dit doen. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die strydmaan stil staan. Hulle het albei in die water afgegaan, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. So ons moet die verskillende doop verstaan. Hulle is verpligtend en noodsaaklik in hul stappe. En hulle kan in verskillende volgorde wees. Maar die eerste een is, jy moet glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek weet, ek het baie uitgespoeg. Ek het dit vinnig gedoen en dis 'n hele klomp leerwerk, maar om dit binne die tydsbeperking van hierdie program te probeer kry, moet jy in Christus glo, dit in die liggaam doop. Jy moet met water gedoop word, doop in die naam van Jesus. Dan moet jy in die Heilige Gees gedoop word. Amen. Dit is wat die doop van die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem word. Doop die Vader in die liggaam, doop Jesus in die water, doop die Heilige Gees en doop in krag. Ek dink dit maak dit baie verstaanbaar. Bid hierdie gebed nou dadelik. Jy aanvaar nie Jesus as jy nie wedergebore is nie, of as jy 'n nuwe verbintenis moet maak, sê ek vergewe almal. Ek vergeef myself. Ek maak die decide. Ek bely. Ek glo Jesus is die Seun van God. Ek glo dat hy vir my sondes gesterf het en uit die dood opgestaan het. Vader, God, doop my in die liggaam. Dit bid ek dat jy sal doen in Jesus se magtige naam. Ek bely met my mond, Jesus is Here. Ek is nou gered. Man, jy moet dit opvolg met waterdoop, in die kerk ingang en die krag van die Heilige Gees ontvang, daardie derde doop. Jy het geglo, jy het in die liggaam ingekom. Word nou met water gedoop, deelgeneem aan sy dood en opstanding en word nou met die Heilige Gees gedoop, sodat jy bemagtig sal word vir die werk van die kerk. Maar sien, hy het nie net vir ons sondes gesterf nie, hy het gesterf sodat ons liggame genees kan word. Het jy enige pyn, siekte of kwale? Het jy gewasse of groeisels? Miskien ander? Miskien is daar doofheid of visie? Waar jou probleem ook al is, sit jou hand nou dadelik daar terwyl ek bid. En sodra ek hulle aan die gebed kry, wil ek julle vra om te probeer om iets te doen wat julle voorheen nie kon doen nie. Lig die skouer op, staan op uit die bed, klim uit die rolstoel, wat dit ook al is. Probeer hoor, probeer sien en kyk of iets gebeur het, omdat jy nou jou geloof in Christus plaas. Weet jy jou hand daar? Sê verleed, ek is gereed, kom ons doen dit. In die naam van Jesus verbreek ek die mag van elke vloek, van heksery, touwerspreek of beswering. Ek breek dit. Vloeke van armoede, vloeke van siekte, vloeke van kwale. Jou krag is nou gebreek. Blinde geeste gaan. Dome geeste vertrek. Stomme geeste vertrek. Laat jou tong nou losgemaak word in die naam van Jesus. Elke gees van siekte, ek bind jou, beveel jou, kom uit hulle liggaam uit. Siekte, kwale, artritis, bursitis, elke gewas, elke gees van kanker, langtermyn effekte van COVID, ek breek jou krag in die naam van Jesus Christus. Maar hy man los, maar hy vrou nou los in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Hy begin iets doen wat jy voorheen nie kon doen nie. In die oomblik wat jy begin, die pyn is weg, jy gewas, ek kan dit nie vind nie. Jy kan sien, jy kan hoor, jy sal sien dat daar 'n e-pos daarop is. Daar's 'n WhatsApp nommer, SMS ons, e-pos ons. Laat weet as wat God so pas gedoen het. Want dit neem net 'n sekonde. Al wat jy hoef te doen is glo en dan werk by jou geloof voeg. Staan op, loop, draai, kyk. Jy gaan sien, iets het gebeur. Jy is wedergebore. Jy is so pas met die Gees vervul. Maak nie saak wat dit was nie, kontak ons en laat weet ons. Ons sien jou volgende keer hier op Faith is Now.